Die wese wat die insettinge wat God vir sy volk ingestel het die meeste haat, is die duiwel. Die vyand, die duiwel, het mense aangehits en uiteindelik maatreëls getref om die nuwe verbond pasga van die aarde af te laat verdwyn. Daarom, wat sê Galasiërs hoofstuk 1? Maar selfs al sou ons, of 'n engel uit die hemel, 'n evangelie aan julle verkondig in stryd met wat ons aan julle verkondig het. Wat moet gedoen word? Hy het herhaaldelik beklemtoon, laat hom vervloek wees. Met ander woorde, beteken dit dat 'n mens nie hemel toe kan gaan sonder om die waarheid en wette van die nuwe verbond pasga te hê, soos deur Jesus verkondig nie. Kom ons kyk na Matteus hoofstuk 26 vers 17. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood het die disippels na Jesus gekom en gevra: "Waar wil u hê moet ons vir u voorbereidings tref om die pasga te eet?" Hy het gesê: "Gaan in die stad na 'n sekere persoon en sê vir hom: Die leermeester sê: My tyd is naby, ek wil die pasga met my disippels by jou vier." Die disippels het gemaak soos Jesus hulle beveel het en die pasga voorberei. Dit was Jesus wat beveel het om die pasga te hou, en dit was sy disippels wat, na aanleiding van sy leer om dit te onderhou, vir die pasga voorberei het en dit genadiglik saam gevier het. In kerke vandag roep baie uit, Jesus, Here, Here. Ook word die 12 disippels, Petrus, Johannes en Jakobus, geprys as groot disippels van Jesus. Apostel Paulus is 'n onontbeerlike figuur as voorbeeld van ons geloof. Nietemin die pasga wat Jesus, Apostel Paulus, Petrus en Johannes gehou het, word vandag in geen kerk in die wêreld gehou nie. Almal, wat dink julle hiervan? Dit is wonderlik. Werklik verstommend. Hulle sê, Petrus het groot geloof, maar die geloof om die pasga te hou, is nie sigbaar vir hulle oë nie. Apostel Paulus is 'n groot figuur wat die boodskap van Christus tot in Europa versprei het. Hy is 'n groot apostel. Terwyl hy op sy sendingreise gereis het, het hy die nuus gebring van die evangelie, die verbond van God, vir die redding van die mensdom. Daarom word hy as groot beskou. Om net rond te gaan, maak dit nie genadig nie. Jesus het leringe gegee en Paulus het ook gesê: "Wat ek aan julle oorgelewer het, is wat ek van die Here ontvang het." Die aand toe die Here Jesus gearresteer is, het hy brood geneem, nadat hy die seëngebed uitgespreek het en gesê: "Dit is my liggaam." Toe neem hy die beker en sê: "Hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes." Dit is duidelik in 1 Korintiërs hoofstuk 11 genoem. Ten spyte van dit alles, beskou kerke in die wêreld vandag dit alles as van geen nut nie. Dit is iets wat ons van die Here ontvang het. Sou God iets verkeerd aan ons oorgee? Hy het na hierdie aarde gekom om lewe en verlossing te gee. Die kernwaarheid wat vir redding gegee is, is vreemd genoeg in vandag se tye verwyder. Daarom het vader en moeder wat hartseer voel, na hierdie aarde gekom, met vlees aangetrek en weer gekom.